Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 14de Julie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê: gebou in KwaZulu-Natal, tuimel ineen, verskeie mense beseer. Nog berigte: groot polisievangs, dwelms en onwettige immigrante. Kraankopdief gevang by Chris Hani Hospitaal. Tour de France, 10de skof, hervat vandag. Bergrivier, Kanoe Marathon, skop môre af in die Parel. Karibeker Stormers en die Griekwas pak mekaar Saterdag in 'n wedstryd. 'n Groot reddingsoperasie is van stapel gestuur nadat 'n peloton keermuur by die Ebuhleni terrein van die Sembe Kerk in Inanda noord van Durban onverwags ingegee het. Die muur het op kerkgangers en werkers ineengestort wat naby die terrein was, waarna verskeie mense ondergrond, sand en beton vasgekeer was. Volgens nooddienste het die voorval omstreeks die middag plaasgevind. Aanvanklike berigte het aangedui dat so 20 mense naby die muur was toe dit ineengestort het. Minstens 10 mense is beseer, waarvan verskeie ernstige beserings opgedoen het en dringend na hospitaal in die Durban omgewing vervoer was. Reddingsspanne van die eThekwini brandweer, SAPD, se K9 soek- en reddingseenhede, Durban Metropolisie en ALS paramedics het ure lank met graafmasjiene en handgereedskap deur die puin gewerk om vasgekeerde mense op te spoor. Alle persone wat aanvanklik onder die puin vasgekeer was, is uiteindelik uitgehaal en na mediese fasiliteite vervoer. Die presiese oorsaak van die ineenstorting is nog nie vasgestel nie. Owerhede sê 'n deeglike ondersoek sal bepaal of die muur se fondasie verswak het of ander strukturele probleme tot hierdie ramp gelei het. Totdat die ondersoek afgehandel is, bly die gebied tans afgesper. Die KwaZulu-Natalse departement van samewerkende regering en tradisionele sake, KOKTA, het ook sy provinsiale rampbestuurspan ontplooi om die reddingspoging te ondersteun. Die departement het sy dank uitgespreek teenoor die nooddienste vir hulle vinnige optrede en sy meegevoel met die beseerdes en hulle families betuig. Wetstoepassingsagentskappe reg oor Suid-Afrika het die afgelope tyd hulle optrede teen misdade verskerp. Tydens verskeie gesamentlike operasies is groot hoeveelhede dwelms gekonfiskeer, terwyl talle persone ook in hegtenis geneem is vir oortredings wat verband hou met onwettige immigrasie. Die operasies waaraan die Suid-Afrikaanse Polisiediens, immigrasiebeamptes en ander wetstoepassingsinstansies deelgeneem het, is in verskeie provinsies uitgevoer. Beamptes het voertuie deursoek, verdagte persele besoek en identiteitsdokumente nagegaan. Verskeie verdagtes is in hegtenis geneem nadat dwelms soos tik, dagga, kokain en ander verbode middels tydens hierdie klopjagte gevind is. Benewens die dwelmverwante arrestasies is talle buitelanders ook aangekeer nadat hulle na bewering nie geldige dokumentasie gehad het om wettig in Suid-Afrika te wees nie. Diegene sal volgens die toepaslike immigrasieprosedures verwerk word, terwyl persone wat van ander misdade verdink word ook in die hof sal verskyn. Die polisie sê hierdie operasies vorm deel van 'n voortdurende strategie om georganiseerde misdade, dwelmhandel en ander onwettige aktiwiteite hok te slaan. Volgens die owerhede speel dwelmhandel en onwettige bedrywighede dikwels 'n rol in ander vorme van misdaad, waaronder roof, geweldsmisdade en mensehandel. 3 mans is in hegtenis geneem nadat die polisie 'n groot vrag vermoedelik gesmokkelde sigarette naby Boshoff in die Vrystaat onderskep het. Die ware was ongeveer 3,6 miljoen rand. Die beslaglegging is tydens 'n misdaadverkomingsoperasie gemaak. Volgens die polisie kon die verdagtes nie die nodige dokumentasie verskaf om bewys waar die sigarette wettig ingevoer of vervoer is nie. Die sigarette is gekonfiskeer en sal as bewysstuk in die saak gebruik word. Die 3 verdagtes sal binnekort in die Boshoff Landershof verskyn op aanklagte wat verband hou met die besit en vervoer van vermoedelik onwettige tabakprodukte. Die polisie sê die ondersoek duur voort en sluit nie die moontlikheid van verdere arrestasies uit nie. Owerhede waarsku dat die onwettige handel in sigarette die land jaarliks miljoene rande aan belastinginkomste kos en dikwels deel vorm van georganiseerde misdade. Die DA doen 'n beroep op die Suid-Afrikaanse Polisiediens om universiteite en ander gekwalifiseerde forensiese laboratoriums te betrek om die groeiende agterstand in die verwerking van DNS-bewyse aan te pak. Die party sê die huidige vertraging in DNS-ontledings veroorsaak dat ernstige strafsake onnodig uitgestel word en slagoffers langer vir geregtigheid moet wag. Volgens die DA is hulle ingelig dat daar moontlik tot 50.000 misdaadtoneel DNS-monsters wag om verwerk te word, terwyl daar ook 'n verdere 200.000 tot 250.000 verwysingsmonsters agterstallig kan wees. Indien die syfers korrek is, plaas dit enorme druk op die strafregstelsel en vertraag dit ondersoeke na onder meer moord, verkrachting en geslagsgeweldsake. Die party het ook kommer uitgespreek oor berigte dat laboratoriumtoetsing nie optimaal funksioneer nie.
dienskontrakte, versekerde masjiene verval het en dat sommige forensiese ontleeders nie hulle verpligte mediese monitering ontvang het nie. Volgens die DA dra hierdie probleme verder by tot die stadige verwerking van DNS-bewyse. Die DA vra dat die SAP dringend met alle rolspelers, insluitend universiteite, onafhanklike forensiese deskundiges, die Nasionale DNS-raad, handelaars en spelers vergader om 'n plan op te stel om die agterstand te verminder. Die stad Kaapstad se aanvalle op metro- en wetstoepassingsbeamptes in die Weskaap neem toe met beamptes wat toenemend tydens hulle daaglikse pligte deur gewapende misdadigers geteiken word. Volgens die stad plaas die aanvalle nie net die lewens van beamptes in gevaar nie, maar belemmer dit ook pogings om misdaad in hoë risikogebiede te bekamp. In 2 afsonderlike voorvalle oor 1 naweek is metrobeamptes aangeval terwyl hulle wetstoepassingsoperasies uitgevoer het. In 1 geval is beamptes geskiet terwyl in 'n ander voorval met klippe en ander voorwerpe bestook is. Gelukkig is geen ernstige beserings aangemeld nie, maar die voorvalle beklemtoon die toenemende risiko's waarmee die beamptes daagliks te kampe het. Die stadse burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smith, het die aanvalle ten sterkte veroordeel en gesê misdadigers probeer doelbewus wetstoepassers intimideer om hulle optrede teen dwelms, bendes en ander misdade te staai. Hy het beklemtoon dat beamptes nie sal terugstaan nie en dat die stad sy veiligheidsoperasies ook verder sal voortsit. Die stad Kaapstad doen 'n beroep op inwoners om met die polisie en metrobeamptes saam te werk en enige inligting oor aanval op wetstoepassers of ander misdadige aktiwiteite aan te meld. 'n Dief het na bewering verskeie krane by die Chris Hani Baragwana Hospitaal gesteel en weer die kolle geplaas op die toenemende diefstal en vandalisme by staatsinstellings. Volgens die berigte is die krane uit verskillende afdelings van die hospitaal verwyder. Die diefstal het waterpunte onbruikbaar gelaat en het die personeel en pasiënte groot ongerief besorg. Die hospitaalbestuur het die voorval by die polisie aangemeld en 'n ondersoek is aan die gang. Gesondheidsowerhede sê die beskadiging diefstal van die infrastruktuur by openbare hospitale plaas verdere druk op 'n gesondheidstelsel wat reeds onder groot uitdagings gebuk gaan. Geld wat gebruik kon word om pasiëntesorg te verbeter, moet nou aangewend word om gesteelde toerusting te vervang en skade te herstel. 'n 60-jarige man van Grabouw het in die Grabouw Landershof om borgtog aansoek gedoen nadat hy in hegtenis geneem is vir die beweerde besit van Mandrix-tablette met 'n geramde straatware van 2,1 miljoen rand. Die saak is uitgestel sodat die hof die borgaansoek kan aanhoor. Die man het verlede week in 'n intelligensiegedrewe operasie op die N2 naby Grabouw in hegtenis geneem. Die multidissiplinêre span bestaan uit die Valke se Suid-Afrikaanse narkotika Havensbureau, provinsiale verkeersbeamptes en die Kaapstad K9 eenheid het 'n voertuig by 'n padblokkade gestop. Volgens die Valke het 'n opgeleide dwelmopsporingshond positief op die voertuig gereageer. Tydens 'n deeglike deursoeking is 'n versteekte kompartement ontdek waarin die Mandrix-tablette weggesteek was. Die minister van Minerale en Petroleumbronne, Gwedi Mantashe, stel voor dat alle gelisensieerde groothandelaars van brandstof en invoerders verplig word om 'n noodvoorraad van 21 dae se brandstof aan te hou. Die voorstel vorm deel van 'n nuwe konsepbeleid oor Suid-Afrika se strategiese petroleumvoorrade wat daarop gemik is om die land beter teen wêreldwye brandstofonderbrekings te kan beskerm. Die konsepbeleid bepaal dat die privaat sektor 21 dae se voorraad moet aanhou, waarvan 70% uit ruolie en 30% uit verfynde produkte soos diesel en vliegtuigbrandstof moet bestaan. Die Walliese rugbyspan glo hulle staan die komende naweek voor nog 'n moeilike uitdaging van hierdie seisoen wanneer hulle teen die wêreldkampioen die Springbokke in Durban te staan gaan kom. Na die Springbokke se oorwinnings oor Engeland en Skotland, besef die Walliese kamp dat hulle uiters fisieke en gedissiplineerde span gaan trotseer. Wallis se afrigter, Steve Standy, het erken dat sy span 'n werklikheidstoets gekry het en dat daar nog baie werk is voordat hulle met die wêreld se beste spanne kan meeding. Hy sê die spelers sal aansienlik moet verbeter in verdediging, balbesit en afronding indien die Springbokke wil uitdaag. Aan die Springbokkant het die losvoorspeler Ben Jason Dixon gewaarsku dat niemand Wallis moet onderskat nie. Volgens hom verwag die Bokke 'n harde fisieke wedstryd en sal hulle nie fout maak om die besoekers ligtelik op te neem nie, ondanks Suid-Afrika se goeie vorm waar hulle tans verkeer. Die Springbokke sal weer as gunstelinge afskop, maar Rassie Erasmus se span weet dat internasionale rugby geen maklike wedstryde bied nie. Die 10de skof van die Tour de France word vandag voor 166 km tussen Orly en Le Lorient in die Massive sentrumstreek van Frankryk beslis. Na gister se rusdag keer die ryers terug na een van die moeilikste bergskofte van die eerste helfte van vanjaar se toer. Die roete sluit sowat 3800 meter se klimwerk in en bevat verskeie passe, waaronder die Col de Pertes en die klim na Le Lorient. Die eerste deel van die skof behoort die algemene aanspraakmaker van die res van die veld te skei en kan groot verskille in die algehele tydsklassifikasie veroorsaak.
Alle oë sal op Darius Pogačar wees, waar die geel trui verdedig, terwyl Jonas Vingegaard sal probeer om die tydverskil te verklein. DeLorean is ook een plek waar Vingegaard in 2024 'n onvergeetlike oorwinning oor Pogačar behaal het, waar die stryd vandag nog meer interessant sal maak. Vandag is die eerste halfeindstryd van die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker, waar Frankryk en Spanje teen mekaar te staan kom vir 'n plek in Sondag se eindstryd. Frankryk het deurgedring nadat hulle Marokko in die kwart eindronde met 2-0 gewen het, terwyl Spanje vir België met 2-1 uitgeskakel het. Frankryk sal staat maak op hulle sterk verdediging, spoed op die vleuels en kliniese afronding voor die doel. Spanje aan die ander kant sal probeer om die wedstryd met hulle kenmerkende balbesitspel en vinnige kombinasies te kan beheer. Die wenner van vandag se kragmeting sal deurdring na die 2026 Wêreldbeker eindstryd, waar hulle Woensdag se halfeindstryd wenner tussen Engeland en die Argentinië sal moet ontmoet. Die 64ste Bergrivier Kanoe Marathon begin môre in die Parel, waar meer as 100 roeiers gereed maak vir een van Suid-Afrika se moeilikste uit te vermoë wedrenne. Die 4-daagse marathon strek oor ongeveer 240 km en eindig Saterdag in Velddrif aan die Weskus. Die eerste skof neem die deelnemers van Zandrif naby Parel na Brugkamp, 'n afstand van sowat 62 km. Daarna volg 2 langskofte, voordat die laaste dag se roete die roeiers na die eindstreep in Velddrif neem. Die Bergrivier is bekend vir sy sterk stroomversnellings, draaie en tegniese uitdagings wat selfs ervare deelnemers op die proef stel. Organiseerders sê die waterpeil en die weerstoestande lyk gunstig vir die aanvang van die wedstryd, maar deelnemers word gewaarsku dat die Bergrivier onvoorspelbaar kan wees en dat toestande vinnig kan verander. Engeland en Argentinië speel die komende naweek in die tweede beslissende toets van hulle rugbyreeks, nadat die eerste toets 'n uiters mededingende kragmeting opgelewer het. Engeland sal daarop fokus om hulle dissipline te verbeter en hulle sterk voorspelers te gebruik om druk op die Argentynse pak uit te oefen. Die besoekers se afrigters glo hulle span het nog ruimte om te verbeter, veral in die afronding van puntekanse en die benutting van gebiedsvoordeel. Argentinië, bekend vir hulle fisieke spel en aggressiewe verdediging, sal weer staat maak op hulle passievolle tuise ondersteuning en hulle vermoë om druk op hulle teenstanders uit te oefen. Los Pumas het die afgelope paar jaar bewys dat hulle enige van die wêreld se voorspoedspanne kan uitdaag, veral op eie bodem. Albei spanne sal aan verwagting minimale veranderinge aan hulle beginspanne aanbring, met die afrigters wat op gevestigde kombinasies wil voortbou. Die 2026 Karibeker skop die komende Saterdag af met die Stormers 15-tal wat hulle veldtog op tuisbodem teen die Griekwas begin. Rugbyliefhebbers kan uitsien na die begin van Suid-Afrika se oudste en mees gesogte provinsiale rugbykompetisie. Die Griekwas het die afgelope paar seisoene bewys dat hulle een van die moeilikste spanne in die Karibeker is en daarop sal uitwees om die kompetisie sterk af te skop. Hulle is bekend vir hulle fisieke voorspelers, vinnige balhantering en die vermoë om groter unies onder druk te plaas. Die Stormers 15-tal sal op hulle beurt 'n mengsel van ervare spelers en belovende jong talent aanspan. Die wedstryd bied verskeie spelers 'n geleentheid om hulle saak vir hoër eer aan die afrigters te stel, terwyl die spanne wen begin aan die seisoen wil maak. Die junior Springbokke het uitstekende voettoering gelewer deur Engeland met 53 teenoor 37 te klop in hulle laaste poolwedstryd van die Wêreld Rugby onder 20 kampioenskap. Met die oorwinning het Suid-Afrika nie net die wedstryd oorheers nie, maar ook sy plek in die halve eindronde met groot selfvertroue bespreek. Die Suid-Afrikaners het van die afskop af die pas aangegee met fisieke voorspelerspel, vinnige balherwinning en skerp aanvalle. Die agterlyn en die Engelse verdediging herhaaldelik oopgeskeer, terwyl die voorspelers by die afbreekpunte en vaste fasette die boottoon gevoer het. Hoewel Engeland in die tweede helfte teruggeveg het en verskeie drie gedruk het, was die junior bokke eenvoudig te sterk gewees. Suid-Afrika het koelkop gebly, die tempo hoog gehou met nog pykaanvallende spel en die wedstryd buite Engeland se bereik geneem. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1225, Polokwane 722, Lephalale 925, Mbombela 825, Mahikeng 923, Pretoria 922, Johannesburg 1120, Ermelo 519, Galagare 1124, Gaborone 1124, Richards Bay 1327, Pietermaritzburg 824, Durban 1323, Port St Johns 1225, Pongola 1126, Maputo 1526, Bethlehem 317, Bloemfontein 619, Allewal Noord 519, Welkom 821, Vryburg 724, Kimberley 822, Appington 1022, Prieska 922, Springbok 721, Karasburg 922,
Keetmanshoop 11.22, Mariental 10.23, Alexanderbaai 9.21, Brandvlei 9.21, Loederitsbaai 11.25, Vredendal 8.21, Kaapstad 12.17, Sutherland 5.15, George 11.21, Jeffreysbaai 12.21, Geberra 11.23, Graaff-Reinet 8.20, Kaaphoogillas 8.18, De Aar 8.19, Molteno 3.15, Beaufort Wes 9.20, Oos-London 11.24, Mabalane 14.28. Ons verkorte weerberig per provinsie: Limpopo provinsie, gedeeltelik bewolking, koel tot warm, sonskyn in die noorde. Mpumalanga, oggendmis langs die plateaurand, verder mooi en koel, warm in die Laagveld. Gauteng, ryp op plekke, vroegoggend, daarna gedeeltelik bewolking en koel. Noordwes provinsie, gedeeltelik bewolking in die ooste, andersins mooi en koel. Vrystaat, aanvanklik gedeeltelik bewolking in die ooste, daarna mooi en koel. KwaZulu-Natal, mooi weer met koel tot sagte toestande, sonnig oor die grootste deel van hierdie provinsie sal voorkom. Noord-Kaap, oggendmis langs die kus, verder mooi en koel. Wes-Kaap, koel weer met wolke langs die Wes- en Suidkus, oggendmis op plekke langs die kus. Die Oos-Kaap, mooi en koel tot matig warm met sonnige toestande oor die grootste deel van hierdie provinsie. Ons markaanwyser van die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.46 teenoor Amerikaanse dollar, die pond kos R21.98, die euro verhandel teen R18.73, die Australiese dollar kos R11.38, 'n yen kos 10 sent, platinum kos $1,601, palladium se prys is $1,254, die prys van goud per fyn ons is $4,004, die prys van silwer is $57.73, die prys van Brent olie per vat is $76.08. Gedagte vir die dag: jy kan nie altyd bepaal wat vandag oor jou pad gaan kom nie, maar jy kan kies met watter houding jy dit gaan aanpak. Moenie dat gister se teleurstellings jou vandag se moontlikhede steel nie. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir almal toegewens.